Hallo, hallo julle almal. Hallo. Ek dink Hallo. lekker om julle almal te sien. Dis koud hier in Johannesburg. Ag nee. Koud en baie nat. Ja, Twanay het nou van Johannesburg af hier by ons aangekom. Sê my, "Sjoe, dis warm hierso." Is dit bietjie beter by Ja, jou? Kan ek by jou kom kuier? ja, is heerlik. Ek sit kaal arm hierso. Dit het nou net weer begin reën hier, so Franso is nou, hy's nie vanaand saam met ons nie. Hy's hier uit en ek het nou juist gekyk of hy veilig aangekom het want dit is so nat. Ja. Ja, daarom ook hier gereën, maar dis dan regtig nie koud nie. Of miskien is ek net bedrywig. Ja, kom ons sê dit. Ek is lekker bedrywig. Ek dink ons is 'n klein groepie vanaand, so julle is welkom om te unmute, dan kan ons lekker gesels. Ek sien nou net Nico, is jy by? Nico is actually in die Kaap, so ek is verbaas om jou te sien. Gaan jy net Kan jy my, inluister? Hallo, kan jy my hoor? ek kan jou hoor, ja. Hoe gaan dit met jou? Goed self. Kom ons Baie kyk goed. of daar waar my kamera sou help is dat Hallo, dan kan ons jou sien ook, die, jy. die blokding oopmaak. Hy's daar, ons kan jou sien. Hoe gaan dit met jou in die Kaap? Goed. Son skyn, dit's warm. Lekker, lekker. Stuur vir ons maar bietjie. Alhoewel ek kla glad nie oor die reën nie. Ek sien die dik wolke lê na ek dink dit is die noorde kant, so en Werner het foto's gepost vroeër op die groep wat Overcast gewys het in die Parel. Okay. Okay. So julle weet, Nico het sy seun gaan settle in die Kaap met sy eerste job. Hy bly in die Parel en het sy eerste nog amper 'n week wat hy nou klaar maak, né? Ongelooflik. Ek gaan nie tyd. Dis sy vierde dag. Vierde dag. Wow. Ja. Ek dink dan as jy hallo, jy's by. Ons is sommer almal op unmute, ons gaan lekker gesels vanaand. Dis goed so. Het jy gaan gym? Nee. O nee, Ek sit- okay. Dis te nat, right. Hallo daar. Ja. Hallo. Ek sit en werk. Hallo Romanda, lekker om jou te sien. Ek is so Hallo, bly jy's Paula. hier. Okay, ek dink ek gaan ek is nie seker of Tanya ons gaan join nie. Ek gaan net 'n oogie hou hier oor ons waiting room om te sien of sy dalk gaan bykom. Maar anders dink ek dis net ons vanaand. So, welkom julle almal. En hier sit ons in spring. Ek weet ons is op pad herfs toe. Maar ons is behoorlik in die lente. So ek is baie nuuskierig om vanaand te hoor hoe dit met julle almal gaan. Kan ons sommer net so begin en net sê wie voel so en wie voel so? Hoe voel julle almal? Vang duime op, duime af of so even keel? So 'n mengsel van emosies, ja. Ek glo dat miskien het party van julle al gevoel dit raak actually 'n bietjie makliker. Ek weet nie, dit raak asof mens minder hoef te worry oor al die soorte kos wat jy hoef te maak. Dit soms vir party mense is dit eintlik lekker. Party mense mis verskillende goed verskriklik baie. Party ouens begin vreeslike cravings kry. Is like, waar is my suiker? Waar is my vrugte, né? Maar ek dink My raspberries. My ja, raspberries. Adele se raspberries is missing. Julle asseblief, ons moet dit vir haar gaan soek. En ek het my lemoensap vanaand geniet. Het jy jou lemoensap geniet nou toe? Quote unquote. Quote Die unquote. waiter het vir my gebring en hy Aha. het gesê hier's jou orange juice wat Yep. genaam is Stella Artois. Ja, jy moet dit nou nie hardop sê nie, Nikkie. Nou Ek vermink jy alles. Jy gaan volgende week suffer as jy by die huis is. Nee, wat? Wanneer jy in die Kaap is, doen jy soos die Kaapenaars. Wat sê die Kaapenaars hiervan? Romanda? Ek lag nou maar net want ek kan nie saam praat vanaand nie want ek het vanmiddag met jou gepraat oor ek het melkterte gaan beoordeel. So ek het 'n heerlike porsie melktert geëet omdat ek moes proe om punte te gee. Romanda moes vandag 22 melkterte proe julle. Dit klink na 'n bargain.
Dit Ons kan wil almal absolute bargain. ons wil almal jou job hê, verseker. Glo my, as jy by die 4de ene kom, dan proe almal net soet. Ah, Is jy by die VLE of so iets? Ek is by die VLV ook, maar dit was 'n skole wat 'n dit was verlede week nasionale melkterdag. En toe een van my skole 'n melkterdag kompetisie gehou, toe die kinders melkterte gebak en toe ek gaan beoordeel. Okay. Ek dink So- iemand, ekskuus tog, Marlies, Yes. ek dink op hierdie program het Romanda seker dit die moeilikste uit die aard van haar werk. Want sy, jy weet, as 'n huishoudkunde onder departementshoof of jy weet, sy is eintlik meer streekshoof as wat sy departementshoof is en sy moet by al hierdie skole gaan en oral waar sy gaan, word sy ge-entertain en sy moet proe en sy moet beoordeel en sy moet punte gee. So ek dink hierdie program van ons is nie 'n walk in the park vir haar nie. So ek dink baie gereeld aan jou, Romanda. Baie dankie. Ek kry nogal baie swaar op hierdie stadium. Ek wil nou net sê, Romanda, as jy 'n bietjie wil deel, is jy baie welkom. As jy nie te veel wil deel nie, is jy ook okay, maar wil jy gou 'n oombliekie hê, net vir ons vertel waar jy staan. Ag, ek het vanmiddag vir haar gesê, ek dink miskien moet ek nou sommer huil. Miskien moet ek net ophou, want alles wat verkeerd is, kom oor my pad op hierdie stadium, die melkterte, die VLV se beoordeling, ons het konferensie, ek gaan volgende week weer Johannesburg toe, weer vir 'n week in die hotel bly, dan kom ek terug, dan begin al my afskeide, my skole neem afskeid van my kantoor neem afskeid van my, is my verjaarsdag, so ja, so dit gaan regtig, nie soos dit moet gaan nie. Romanda, Ek moet net sê, ek is nou net deur 'n verjaarsdag en ek het gebak en ek het dit nie geëet nie. En ek het vrugte werk toe gevat en dit nie geëet nie. So, dis doenbaar. Okay, ons moes eintlik nou die aand 'n foto geneem want ons het Adèle se verjaarsdag gevier en ons het elkeen 'n bord gehad met 'n steak op, so skoon bord, daar was niks verder nie. Adèle het daar 'n beslaai gehad want Adèle doen traditional, maar ons hunters het 'n skoon steak gehad. Dit was nogal lekker. Ons het baie lekker gekuier. So ja. En so ek en jy, ons het ook lekker gekuier en ons het ons potjie tee gehad met wat was daarin? Mint en ginger. Mint, ginger. Dink dis dit. Ek kan nie en suurlemoen. 'n bietjie suurlemoen by. A whiff of suurlemoen, ja. Ja. Goed, luister julle ouens, ek wil sommer reguit inspring en sê, weet julle, ons het almal 'n rowwe paadjie. Van ons sinne is meer challenging as ander en van ons sinne gaan by tye meer challenging wees as ander. Maar weet julle wat, ons is hier vir mekaar. En ek het vir Romanda vanmiddag gesê, ek wil weer gou vir julle almal sê, WildFit, it's not about being perfect. It's about progress. En ek dink julle almal het al ongelooflik ver gekom in hierdie 6 weke wat ons agter ons het. Dit hoef nie perfek te wees nie, dit moet perfek vir jou wees waar jy nou is. Dis goed genoeg. Aan die einde van die dag gaan ons hierdie program uitkom by waar ons wil uitkom en as dit vir party van ons langer vat as vir ander, dit is piekfyn. Maar dit is die begin van en ek dink ons het almal al gevoel iets het verander, iets het geskuif. Ons dink al 'n bietjie anders oor goeders, ons weet meer. So nee, en ons is hier om mekaar te ondersteun. En ja, Nico, jy was ook 'n week in die hotel gewees. Hoe het dit daar met jou gegaan in die hotel? Dis nie so maklik nie, nee. Lemoensap. So behalwe vir die lemoensap, ek het nou net vir my foto's geneem. Ek het maandag aand toe ek hier gekom het by die Southern Sun, het ek lentil en sampioen dis gehad, nou ergens tussen dit, of Woolworths spesifieke smoothie, weet jy, met al die groen goed by, en het my maag opgevoeder.
En ek het terug revert na bietjie meer vaste kos soos byvoorbeeld eiers en kaas en maag is okay. En vanaand het ek pizza gehad, maar geen vleis op nie, net groentes en ewe. Ja, en ek het julle moensap by dit by gehad, maar jy weet ek bly by weet by die ding van jy weet om spesifieke kosse te eet. Gisterand het ek slaai gehad. Dink ek het een stukkie klein vis by gehad. So jy weet ek bly weet die keuses is daar. Ja, ek dit dink is mens kyk nou anders na 'n spyskaart, nê. Daar skielik is daar opsies. Dit maak dit 'n bietjie meer ingewikkeld, maar dis 'n interessante en weet jy sê you can be that person. Dit sê ek soek hierdie met daai en sonder daai en maar jy weet daar's ook die ding van weet van jou prys is die een ding wat jy nie wil doen is opeindig met 'n maagaandoening en sulke goed. So genade nee. Ek het Dinsdag het ek by die Waterfront by Tigers Milk wat vir die berg sit en kyk, het ek 'n burger gehad en jy weet dit het gehelp die gewenste uitwerking gehad. So ek bestuur dit waar vir die lemonsap wat ek seker nooit die einde van gaan hoor nie, maar en dit werk. Ek het vanoggend ontbyt gehad en die pizza vanmiddag was die tweede keer wat ek geëet het. So 2 etes 'n dag. So ons kom dan. Okay. Ja, baby steps elke dag. So ek het gedink, so ek is nie seker nie was jy maandag aand of het jy maandag aand se call bygewoon, die worldwide call? Ja, okay, so ekskuus, jy gaan nou hierdie stukkie al gehoor het. Maar ek gaan gou deur die spring akroniem gaan. Ek het gedink is vreeslik oulik hoe dit spring vir ons saamvat. Die letters spring uitspel. So die S in spring is vir slow down. En die slow down en ons het dit almal ewe nodig, nê, is breathing. Dis regtig, ek dink spring is verskriklik belangrik. Dis eintlik 'n season of abundance. Dit voel baie soos 'n season of deprivation, maar dit is glad nie dit nie. Daar is eintlik abundance. Maar wat die belangrikste is in spring is safety. Safety vir jou lyf om te sê ek is okay. Ek kan begin 'n vet release. En om daarby uit te kom is nogal 'n roete, maar jy moet jouself stil maak en rustig maak. So die hele asemhaling ding raak al hoe meer belangrik. Nou en in die volgende week of wat. Maak vir jouself tyd. Ek het vanmiddag met my corporate groep gehou ook gesels en gesê as jy dieselfde tydjie kan kry elke dag, as jy dit 'n roetine vir jouself kan maak. Sê nou maar as jy opstaan eerste ding in die oggend of laaste ding in die aand as jy gaan slaap of as jy elke dag 'n sekere ding doen of by die werk aankom en net sê voor ek uit my kar uitklim, gaan ek gou vir myself 5 keer asemhaal. Of net as jy deur die dag gespanne voel of gestres voel of dinge loop nie soos wat hulle moet nie. Sê net vir jouself, wag, ek het 'n tool. Ek kan dit gebruik en gedoen daai asemhaling. Dit maak 'n ongelooflike verskil en dit sê dit gaan al hoe belangriker raak. Die P in spring is vir present. Present beteken net wees mindful. Notice your wins. Of dit nou klein en of dit nou groot is, of dit te doen het met jou gewig of nie met jou gewig nie. Van die grootste wenne is partymal jou non-scale wins. Nico, wat jy nou daar gesê het, was eintlik een van jou klein wins geweest. Daai ongekrapte maag is 'n seker teken dat jou gut biome is besig om aan te pas. Dit voel dalk 'n bietjie ongemaklik op die oomblik, maar dit sê vir jou, dit sê definitief vir my, daar's dinge aan die gebeur. François het ook vanoggend vir my gesê, want hy's nou op hunter en hy doen net vleis en eiers en dinge en hy's like, sy maag is nie so lekker vandag nie, en ek sê vir hom, gelukkig het hy eintlik gesê, jy het gesê ek gaan gebeur, nê? Sê ek, ja, dit is 'n teken, dit vat 'n rukkie. Jou maag, jou hele gut, jou hele lyf het 'n rukkie nodig om aan hierdie nuwe stelsel van verbranding gewoon te raak, want hy soek sy suiker, hy kry dit nie en nou gaan kry hy sy vet op 'n ander plek en hy begin dit brand en jou energieverbruik is anderster. So wees sag op jouself. Gee hom so 'n bietjie kans om aan te pas. Ons gaan deur 'n paar tips gaan oor hoe om dit bietjie makliker te maak, maar ja, dit is definitief van die wins. En ek is baie nuuskierig om nou te hoor wat se ander goeters voel julle al wat aan die gebeur en in die beweeg is.
Die R in spring is vir root yourself. Root yourself in gratitude. Dit is ongelooflik, as jy elke dag net bietjie tyd kan spandeer, miskien net voor of na die asemhaling, om net te kyk, waarvoor kan jy dankbaar wees? What's there to be grateful for? Want elke dag wat ons hier is daar eintlik goeders wat aan die verandering is, en daar's soveel om vir dankbaar te wees. So spandeer 'n oomblik om net 'n bietjie te dink aan, how can I root myself in gratitude? Die E in spring staan vir invest. Invest in rest. En weer eens, ek is nuuskierig om te hoor hoe julle slaappatrone op die oomblik lyk, of daar enigiets is wat verander. My terugvoer uit my ander groep uit was dat die ouens eintlik 'n bietjie vaster slaap. Die wat baie meer water drink, het gesê hulle loop 'n bietjie meer rond in die nag, so ons het vir hulle almal weer die tips gegee wat sê, hou miskien so 6 uur in die aand op met jou baie vloeistowwe, want ons wil regtig hê jy moet goed slaap en vas slaap. Maar hoe meer jy kan goeie rus inkry, hoe beter vir jou lyf, want hy's besig om deur baie aanpassings te gaan. So ja, wees nice met hom en laat hy lekker rus, en as jy in die dag dalk iewers 'n kansie het en kan rus, die van julle wat dit kan doen, doen dit. Die N in spring is vir nourish, en dit is wat ons almal besig om te doen. Ons is besig om onsself te nourish with real food, met proper gesonde kos wat actually vir jou gaan energie gee. So dit is ek seker is ons mee besig. En dan die laaste ene is wat ons eintlik mee begin het vanaand, die G in spring is vir grow. Grow through grace. It's about progress, not perfection. En dis my so interessant, Renée, skus, ek wil asseblief jou en my gesprek met die groep deel oor jou groente oor die naweek. Dit was vir my so oulik geweest. So toe ek met Renée iewers vinnig incheck oor watter springtrek sy kies, toe sê sy, man, as sy buffer zone doen, dan doen sy hom properly, né? Jy begin hom op die Saterdag en sy val in hom in en sy doen hom ordentlik, maar hierdie was moeilik want toe sy nou besluit, eintlik is Hunter Spring vir haar die ding, maar toe sy klaar hierdie wonderlike bak groente, né? Was dit? Ja, ek het geroosterde groente gemaak vir 2 dae in al die volle kleure van die reënboog, en toe skielik mag ek dit nie eet nie. En toe het Renée dit geëet, en toe sê Renée vir my, sy voel so skuldig oor hierdie bak groente, en ek sê vir Renée, genade vrou, jy is besig om skuldig te voel oor 'n bak groente. Be kind to yourself, because you're doing so well, en dis jou buffer zone, jy's okay, en as jy dink, waar was jy 'n maand terug sê jy skuldig gevoel het oor baie ander dinge, behalwe 'n bak groente, reg? Dit is so. En ja, as ek sê Romanda en Nico wat travel, as dinge gebeur en dit val in jou pad, is okay. We're gonna get through this. Dan ons gaan almal, ek moet vir julle sê, ek het vanmiddag gesit, en so ek was baie goed saam met jou gister met die tema, ek het vanmiddag saam met iemand anders gesit, en dit was so koud en so nat, en ek was so lus vir 'n cappuccino, en toe doen ek nie 'n cappuccino nie, maar toe doen ek my red cappuccino, my rooibos tee cappuccino met almond milk, wat ek glad nie veronderstel is om te hê op Hunters nie. En toe sê ek vir myself ook na die tyd, dit kon veel erger, right? Ek dink daai tee het my goed gedoen op daai stadium. Dis nou klaar, ek's terug vanaand op my plan, môre is nog 'n dag. So ek dink, kom ons doen so goed ons kan met wat ons het. Is dit 'n deal met ons almal? Jy kon 'n double thick milkshake gehad het. Nee. Nou Ek moet sê, daar was vanoggend op Hot 102.7 of wat ook al. Hulle het elke donderdag een of ander wat pastoor of wat ook al wat inkom en 'n praatjie het. En vanoggend toe praat sy oor die breathing. Oh. En blykbaar was daar 'n studie, so ek wil dit gaan soek. Die studie het gevind as jy daai breathing exercises gereeld doen, dan verminder dit jou kortisol, jou stresshormoon, and it reprograms your response paths. Wow. So dis nie 'n geval van as jy dit in die oggend doen, is dit fyn vir die dag nie. Oor tyd verander dit maak jou rustig, en oor tyd verander dit hoe jy respond aan stres. En jou liggaam begin minder van die kortisol produseer.
So ek wil bietjie gaan kyk waar is dit, want hulle het gepraat van 448 en hulle praat ook van die Amerikaanse wat noem jy die soldate man? Die SWAT teams, die Ja, die Amerikaanse naval, die SEALs, die Navy SEALs, die SEALs. Aha. Blykbaar doen hulle dit ook, Oh wow. die block breathing. So dit gaan oor, so ek sal dit bietjie gaan soek en as ek dit kry vir julle aanstuur. Op die groep sit, Maar dit was asseblief, nogal dit sal baie interessant. nice wees, ja. Sure. Baie nice. Ek wil net gou-gou deur die week hardloop voor ons met julle elkeen incheck. So daar's 'n paar dinge wat bykom hierdie week. Die grootste ding is regtig dat ons nou die laaste bietjie van suiker, die suiker wat in vrugte sit en die suiker wat in sommige van ons groente sit, groet ons hierdie week. So al kan jy niks anders doen nie, as jy kan afkom van ekstra vrugte waar jy gewoonlik vrugte sou gedoen het en van die soeter groentes, en ek sal seker maak, Romanda, ek sal vir jou ook die lys aanstuur en vir as enige van julle nie die lyste het nie, laat my weet, dan stuur ek dit vir julle aan. Dat julle weet presies watter groente is okay as jy as jy nie op Hunterspring is nie. Maar ja, vir ons almal is die vrugte is nou, ons vat nou 'n vakansie van vrugte af sodat ons liggame 'n kans kan gee om totaal sonder dit klaar te kom sodat hy ophou suiker verbrand en begin oorslaan na ons volgende vlak toe wat vetverbranding is. Wat baie exciting is, want daar is waar regtig veranderinge begine gebeur. Om dit regtig te fasiliteer is daar 'n paar goed wat regtig gaan help. So die ene is nog meer water. As jy tot nou toe 8 glase water kon baas raak, dan wil ek hê jy moet nou opgaan na 12 glase. As jy nog nie by 8 kon uitkom nie, weer eens, kyk net of jy meer kan doen as wat jy gister gedoen het. En môre probeer en kyk of jy môre meer kan doen as die dag tevore, elke keer, net 'n bietjie meer. Vir die wat op traditional spring is, as die water vir jou ondrinkbaar raak en jy wil ietsie ingooi, jy kan nog steeds jou mintblare of jou suurlemoen ingooi. Maar ja, ek dink probeer net regtig dit meer drink. Ek wil vir julle een ding sê, ek het die eerste keer wat ek Wildfit gedoen het ek myself doodgepieps. Ek moes letterlik so gereeld stop. En almal het vir my gesê, Marlies, trust the process, it gets better. En ek dink nie hierdie gaan ooit gebeur nie. Ek het verskriklik baie in die nag wakker geword. Ek was dink ek elke 2 ure wakker. En in die dag moes ek altyd weet waar is die naaste badkamer. Ek beloof julle, dis nou so anders. Ek drink nou baie meer water as wat ek laas jaar kon regkry en dis net makliker. So, trust the process, dit gaan beter word. So dis die water. Die alkagizers, vir die van julle wat nog alkagizers doen, die wat op traditional of gatherer is, onthou daar's nou 'n nuwe alkagizer resep. Het julle dit almal gesien? Alkagizer Prime. Adel, ek weet nie, julle doen nog alkagizers nie. Hy sonder die appels en die dinge. Het julle almal die resep? Okay, as julle nie het nie of julle Dis basies die appel wat weg is en dan praat hulle van collard greens. Ek het nog nooit 'n collard green in my lewe gesien nie. Dis maar net jou meer bitter green. So ek sal vir jou lysie van collard greens aanstuur. Nee, worry nie, ek skiep hulle. Jy kan hulle skiep op. Ja. Speak fine. Ja. En dis weer eens net 'n basis resep. Jy kan maar uit daai resep uit kyk wat is die goed wat jy mee kan klaarkom en weer lekker werk. Speak fine. Jy kan ander goed ook bysit solank dit bietjie bitter en groen is fine. 'n Bietjie bitter en jy kan nog steeds lekker maak. So jy kan nog steeds mint insit. Jy kan nog steeds gemmer insit, jy kan nog steeds van jou spices insit. Ek sê altyd, as jy daai smoothie klaar gemaak het, eet hom met 'n lepel en as hy nie lekker is nie, hou aan, sit goed by tot hy lekker is. Okay, so dis die alkagizer. Ons is nog steeds weg van grains, white potatoes, food additives, alcohol, caffeine, en nou kom net die vrugte en die sweet veg, beans en honey is nou by, wat op ons aflysie is. Een ander ding wat ek wil bysit, die sout. Ek weet nie wie van julle het al kans gehad om bietjie ekstra sout te begin bysit nie, maar dit gaan julle regtig help. Dit gaan jou help met jou cravings. Nico, dit gaan jou help as jou maag omgekrap voel. So as jy selfs al in die middel van die dag as jy dink ek voel nie lekker nie, of as jy wil gaan gym en jy voel ek voel lighoofdig. Ek het definitief aan die begin toe ek met ketosis begin het, ek vreeslik lighoofdig gevoel.
En as ek dan wou gaan oefening doen of wat ook al gaan doen het ek gou 'n bietjie sout in water gaan sit. Dit hoef letterlik 'n pinch van jou beste sout wat jy kan. Dis of gewone tafelsout of as jy kan Himalayan of die pink sout of as jy kan die Celtic grys sout, net 'n pinch. Ek drink hom in so 'n bietjie water en sluk hom net af, maar as jy hom in jou smoothie wil gooi of as jy hom in meer water wil sit, maak nie saak nie. Dit gaan jou net definitief help want jy kry daai magnesium en potassium en wat ook al minerale by wat jou elektrolyte gaan opstoot. Okay. So dit is die groot dinge en die ander belangrike laaste ding is asseblief moenie honger word nie en wees voorbereid. Met ander woorde, eet genoeg. As jy op Hunters is, kan jy maar gerus 'n bietjie meer steak of 'n bietjie meer eier of wat ook al eet, moenie honger raak nie. As jy tussenin voel jy raak, jy kry 'n craving of jy's honger, hou 'n snack reg al voor die tyd. Of dit nou 'n klaargekookte eier is wat klaar afgedop is, hy sit net daar en wag vir jou in die yskas. Of dit 'n stukkie biltong is, as jy op traditional spring is, as dit dalk groentestokkies met 'n bietjie nut butter of wat ook al is, iets wat jou craving gaan help, hou net daai snacks reg. As jy verveeld raak, asseblief deel idees op die groep, ons gaan almal verveeld raak. Ek weet ons kan begin 'n muffins maak met eier en bietjie stukkies vleis in, en die wat kan groente doen, kan stukkie groentes insit. So asseblief deel die idees, as jy vashak, kom groep toe en kom sê, kom vra vir hulp, ons is almal hier, ons gaan almal help. Ek gaan definitief ook 'n paar goed met julle deel op die groep na vanaand, maar ek wil eers net 'n bietjie hoor hoe dit gaan. So, wie wil eers met ons gesels? Ek sal gaan. Renay, ons luister vir jou. Maar enige My begin nog man- gerus met julle wins weer. Ek sal baie graag wil hoor wat se wins het julle gehad sover. Ja, by my, ek drink definitief meer water. Ek was baie skepties en reluctant. Ek was nooit 'n waterdrinker gewees nie. As ek 'n halwe glas water 'n dag gedrink het, was dit baie. En dit was gewoonlik net om my pilletjie van die dag te sluk. En ek het, as ek 'n poging aangewend het, het ek vreeslik gou krampe gekry in my bene. En vandat ek die Celtic sout doen, kry ek glad nie krampe nie. Oh, En wow. ek drink baie meer water. Ek drink so, ek is omtrent 2 liter 'n dag. Ek kry nog nie veel meer nie. Ek probeer regtig, maar ek dink ek loop 'n bietjie baie rond. En dan wil ek dit in die namiddag wil ek dit half opvang en dan drink ek dit te laat. So ek dink ek moet maar net my spasiering oor die water drink deur die dag beter kry. En dan Erik het genoem dat ons kan hoofpyn en goed hê. Ek het vandag vreeslik hoofpyn gehad en ek was sluggish. En ek is Wouter sê ek's baie geïrriteerd met alles om my. Ek's baie irritable. Ek kan dit ook agterkom. Maar hy het ook gesê dis iets wat verbygaan. So ek kan nie wag nie. En ek dink Wouter kan nog minder wag. Want hy kry regtig swaar. Hy sê nee, dit is definitief waar dat ek irritable is. So ek glo dit sal verbygaan. Dit is maar net toe ek nou met Twanay daaroor, my dogter praat daaroor, toe sê sy dit is as gevolg van die kaap en suikeronttrekking wat dit mag gebeur. So ek glo dit sal beter gaan. Ek moet sê ek het nie 'n craving vir soet nie en ek het vanmiddag ciabatta as my een groot swak en ek het nou vanmiddag vir Wouter heerlike ciabatta vars rolletjies gekoop, want hy doen nou nie die ding saam met my nie, maar en dit het my glad nie gepla om dit vir hom voor te berei en te maak nie. Ek kan nou regtig sê ek is okay, dit het my nie gepla nie. Dis hoekom ek so half verbaas was dat ek irritable is. Want ek het tog nie die cravings nie. Maar ek dink is my liggaam wat praat en hy het my goeie moed gegee dat hy sê dit gaan wel verby.
So, maar verder gaan dit regtig goed met my, die hunters werk vir my. So ek is nie iemand wat 'n verskriklike groot verskeidenheid nodig het nie. En so ek dink dit gaan, hoe lank dit gaan weer goed gaan, is ek nou nie seker nie, want ek het op 'n kol, as ons vakansie hou en ons hou braaivleis en braaivleis en braaivleis en braaivleis, dan kom ek op 'n kol en sê ek vir Wouter, kan ons asseblief 'n groentepotjie maak? Dan mis ek die groente. So dit het nou nog nie gebeur nie, maar ek hou nog goeie moed met die vleisie en ek kan nou, wat vir my lekker is dat ons kan rashers eet en ek hoef nie dis nie alles vreeslike maar vleis nie. So ek kan nog my rasher crispy maak en so aan. Ek het gesien die bacon het suiker in, so dis 'n no-no. So ek Wouter maak maar vir my die rashers op die rooster gaar, ons hulle nou lekker bros en so aan. So dit gaan eintlik baie goed. Sure. Dis baie lekker om te hoor. Ja, ek moet sê, ja, ek moet net sê dalk is Renée nie irritable nie, dalk is Wouter net sensitief. Ek dink dis die ding. Ek is oortuig jy sla die spyker op die kop. Ek gaan nou vir hom sê dit kom uit die expert se mond uit. Watch dit. Renée, so baie wins en soveel interessante goed is. Ek is so bly oor die water, want ek bedoel 2 liter water vir jou is 'n groot win van waar jy was. Dis ongelooflik. Ja, ek dink die oggendwater is maar ek weet nie, miskien die bottel langs die bed of die bottel op pad kom bys toe of iets dat jy net in die oggend weet dat jy daai eerste lading doen. Ek stap veel in die winkels en dan by ouma en dan by, ja, ek moet ietsie meer, jy weet wat ek kan ronddra, 'n pampet bottel of ietsie wat gerieflik is, wat ek het een in die kar en so aan, maar as jy so bedrywig is, soos jy self gesê het, ek is baie verbaas dat jy sê dat dat jy nie meer so, al drink jy meer water, dat jy nie meer so baie hoef op te staan in die nag en dit nie, want by my gebeur dit nou nog, ek moet baie opstaan, maar ek dink tog ek slaap beter. Al staan ek staan 2 keer op, maar ek slaap definitief beter. Okay, dis goed. Want ja, dis belangrik dat jy diep slaap. Dit sal kom. Ek hou aan, dit sal definitief kom. Maar ja, ek dink as jy in die oggende, jy sê het jy water in jou kar? In 'n Ja, en ek jy weet ek sorg dat ek hom leeg drink en opbring en weer volmaak en weer afvat en so ek probeer regtig nou daai wat jy voorgestel het, dat ek by my bedteen het en een in die kombuis en een by my sitplek en so aan. Dit werk, dit help definitief. En Wouter is nou nie meer so dat hy vra, gaan jy iets drink of so nie. Hy bring elke keer wat hy koffie drink of so, dan maak hy my beker vol. En dan bring hy my. So dit help. As ek vergeet of so aan, dan daar staan eintlik nou permanent water by my iewers. En die ander ding wat jy gaan agterkom is dat jy gaan meer dors word van self. Ek moet vir jou sê, as ek deur die dag gaan nou, dan ek voel dors. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek voel dors en dan vind ek vat my water, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek actually dors voel. My liggaam sê vir my, kom, druk nog. So nee, wat al hierdie goed kom. Ek is baie bly dat die sout jou help met jou krampe. Ek is baie jammer oor jou hoofpyn, maar ja, dit is 'n goeie teken. Dit beteken iets is aan die beweeg. Dieselfde ding vir daai hoofpyn, ook maar net meer water, meer sout gaan ook help daarvoor, definitief. Nie baie sout nie, maar net, jy weet, as jy dit nodig het. Vir jou geïrriteerdheid op Wouter, ja, ek het, sorry Wouter, wat jy wil get, dit gaan beter gaan.
maar vir Wouter iets lekker saam met daai ciabatta rolletjies sit. Maar hoe amazing is dit dat jy die cravings eers voel nie, want ek bedoel dit was 'n groot ding vir jou gewees, né, die Ja, brood. dit was Ja. regtig vir my 'n groot ding en dit pla my glad nie op hierdie stadium nie. So dis vir my 'n baie groot wen. Dit begin vir my al hoe meer voel dat ek al hoe minder mis. Ek voel nie deprived nie. Jy weet as ek dink in terme van kos, dink ek dadelik net aan wat se tipe verskeidenheid van wat kan ek met my vleisie doen vanaand, jy weet. En Ja. watter vleisie dit gaan wees. So dit raak definitief vir my makliker. Okay. Miskien is dit omdat ek 'n simplistiese eter is, jy weet, ek het nie ek kan redelik lank dieselfde tipe ding eet. So dit gaan goed en ek het gaan kyk, ons maak ons eie droëwors en biltong. So Wow. Ek dink jy moet vir ons almal aanstuur. Ons het dit almal nodig. Ja, so dit help baie om te weet ek het droëwors wat jy weet op bystand is en biltongstokkies en sulke goeders. So dit ek kan snack, ek hoef nooit en ek kan nie sê dat ek snack uit hongerte uit nie. Dis miskien lus vir 'n bietjie souterigheid of ietsie, maar dit gaan nie oor honger nie. Dis baie goed, ja, honger is nie 'n goeie idee nie. Dis behoorlik. En ek dink as jy op 'n stadium voel dat jy lus is vir daai groentepotjie, dan is dit dalk 'n goeie idee op daai stadium te sê wat kan ek anders doen? Want soos jy sê, dit raak amper maklik vir jou. Jy kom in 'n patroon, maar dit kan dalk op 'n punt vir jou begin vervelig raak. So al is dit dan net om te sê ek gaan eiers doen op 'n ander manier of ek gaan eiers meng met 'n tipe vleis wat ek nog nie gedoen het nie op 'n ander manier wat ek nog nie gedoen het nie. En as jy weer eens uit idees uit hardloop, kom terug na die groep toe en kom ons kyk wat se idees kan ons mee voor 'n dag kom vir jou as jy op daai punt kom. Ek sal, dankie Marlies, dankie. Okay, maar joh, dis 'n goeie week vir jou gewees, Renée. Dis amazing. Well done. Adel se groente baie was jou na Adel die groente wat gepost is, dit het baie aanlok. Jy het vir Renée lus gemaak. Okay, fantasties. Baie lekker om van jou te hoor. Right. Dis volgende. Ek sal gaan, dis reg. Okay, Sue. Ja, so aan die wenkant, ek dink dit het reeds al bietjie so beginne wees, maar ek het nou in hierdie week definitief nog bietjie minder inflammasie in my vingers. Ek dink ek het vir jou gesê ek het nou die dag 'n kontaklens gedra wat ek in die verlede nie kon doen nie want my een oog raak het baie inflammasie in. So dis goed. Nou dit was my ongelooflik toe jy dit gesê het, want dit is so 'n radikale ding om te sê jy kan nou jou lense dra wat jy nie voorheen kon dra nie. Dit is nogal wow. Kan dit baie lank terug laas behoorlik gedra het. Ja. Ek sal dit nou nie aan mekaar natuurlik dra nog nie. Ek sal maar kyk hoe dit loop. Ja. En dan ja, ek het metings gedoen sommer en ek dink Erik, dit staan nogal daar dat jy dalk weer jouself meet en so aan. En dit lyk tog 'n bietjie hier en daar of ek dan 'n sentimeter verloor het. Of jy weet, of hier en jy weet, so dit lyk 'n bietjie anders. Dink ek het ook van die metings dalk verkeerd gedoen aan die heel begin, maar ek weet dis min of meer aligned en dit is ook positief. En die week was interessant. Ek het nou ek het Hunterspring gevolg en Gary volg die die Gatherer Spring. So ek maak elke keer vir hom groente. Sjoe, ek moet sê dit was vir my moeilik geweest soms om nie self dan daai groente te eet nie. En ek het net aan die heel begin het ek nogal snaaks genoeg lus geweest vir vrugte. Nogal interessant, ek het 'n bietjie gekry. Maar oor die algemeen het ek goed gevoel. Ek het wel 'n bietjie moer gevoel. Toe het ek nogal bone broth gedrink en toe voel ek sommer verskriklik versadig en ook glad nie moeg daarna nie. So dit was ook goed geweest, ek moet sê.
Net in terme van bacon, ek weet bacon het, of baie van die bacon sê dit het suiker in, maar daar is hier en daar wat ek al gesien het, wat dalk dit nie het nie, so moet 'n mens 'n bietjie dalk net check, jy weet, dis nie dalk noodwendig alles en nou nie. Ek sien die een, ook van Woolworths is daar een wat 'n vrugte extract het, wat nie suiker het. Dit sê, daar's nie suiker op die ingredients list nie, maar dit sê fruit extract, so ek weet nie hoe tot watter mate dit as suiker gesien sal wees nie, maar ek sê maar net, ek het nogal, jy weet, toe ek het dit al teëgekom in by Woolworths, en dan, het ek dit opgestok, so jy weet, dis dalk, ek weet nie vir 'n hunterspring of dit goed genoeg is dalk, of nie, jy weet, so dis, dink ek, maar dalk, miskien vir gathererspring is dit okay, jy weet. Ja, dis 'n goeie punt actually, want ja, verskriklik baie van die bacon het suiker in. Ek dink Renée, skus, ek wil sommer net terug gaan na jou punt toe wat jy gemaak het oor die rashers. Ek het self eintlik ook weer gaan opstak op rashers, maar nie rashers met die oranje sousie oor wat in suiker gedoop is nie, is die plain common rasher. En is eintlik regtig lekker. Ek het dit nooit tevore geëet nie. Dit is nou skielik vir my ook werk regtig lekker, en wat jy gesê het, hoe jy hom grill dat hy lekker crispy raak. Ek dink dit gee daai bietjie iets anderster aan ontbyt as dit net eiers is, raak dit soms vir my vervelig. So daai bietjie crispiness was lekker. Ek kan net sommer vinnig noem, Franso het vanoggend gesê, maar hy is lus vir sy varkborsies. Toe sê ek, nee, is fyn. Ek het die varkborsies sonder die suiker gekry, maar hy het definitief nog meel in. Toe sê hy, maar hy sal lus vir sy varkborsies. Toe sê ek, weet, dis jou besluit, jy kan dit doen, en hy het sy varkborsies vir homself gemaak, en hy het 'n verskriklike omgekrapte maag daarna, so is ek baie lus om vir hom te sê, dis seker die meel in die varkborsie, maar in elke geval. Ek dink die groot ding met die suiker dis definitief, die vrugte is nie, of dit nou hunter of gatherer is, ons wil van die vrugte en van die vrugte suikers ontslaa raak, dat daar geen suiker is, dat jou liggaam kan oorslaan na vetverbranding toe. En ek sê, dis nog steeds 'n besluit vir elkeen individueel, want jy wil jou liggaam in ketose kan inkry, en ketose that's a fragile system. Dis vreeslik moeilik om daarby uit te kom, en is vreeslik maklik om weer uit te klim uit ketosis, uit en terug te gaan. Die oomblik as jou liggaam sê, hier's suiker, dan is dit as hy alles vergeet, en hy begin suiker verbrand, en hy vergeet van jou vet. En ek het nou weer vanmiddag 'n hele artikel gelees oor visceral fat, hierdie laaste vet wat om ons, die tummy fat, wat ons almal so pla, nie weggaan nie. En daai is maar die moeilike een. Hy sê, ek wil verbrand word as daar nie suiker in die omgewing is nie. So, dit is maar dis bietjie 'n tydjie om vas te hou en in te klim en te sê, nou is die tyd. Hoe beter jy dit kan doen, hoe beter vir jouself. Maar weer eens, as jy uit dit uitklim, begin net weer fokus op daai punt. Dis nie die einde van die verhaal nie. Dis net die einde van daai oomblik. Dan gaan ons weer verder. Okay. Dankie Marlies. Maar wag, ek kan maar nog gesels. Skus, ek het jou nou nie kort geknip nie, ek wil net daar gesit het. Nee, ek weet nie wat. Is dit? Miskien die ander ding wat ek jou net wil vra, is soos jou tees en goeders. Soos byvoorbeeld een of ander jy weet, ek weet nou nie, suurlemoentee, is dit, kan mense drink, kan jy dit nie drink nie? Ja, so ek dink vir hunterspring, ek dink gaan lees baie mooi wat is in die tee. As daar vrugte is, wil jy eintlik nou 'n bietjie van die vrugte tee af wegbly. Liewer 'n spicy tee, 'n ginger tee of iets van daai. Maar speel 'n bietjie rond met hulle. Ek het altyd gesê as ons nader aan mekaar is, moet ons pakkies uitruil want dit raak duur, want ek het nou eendag 'n boks tee gekoop en dit was hondsleg en ek sit vir die hele res van die boks. Maar ja, ek dink hoe strenger jy kan op jouself kan wees op hierdie stadium in terme van bestanddele lees, hoe beter. Ja. Okay, en dis ongelukkig water en met suurlemoen en water ook. Dit is nog steeds alles vrugte. Ja. So en dis ongelukkig alle versoeters ook. En dit was my nogal 'n moeilike ene. Ek moes maar 'n tee gaan soek wat ek kan inkry sonder 'n versoeter, want die versoeter, dis weer eens is chemikalieë en dinge en hy maak maar net die prosesse stadiger. Een van daai dinge. Ek wil net gou teruggaan na jou nota oor bone broth en as jy moer voel, ek dink dis 'n baie slim idee.
ek het vir myself nou die dag gaan bone broth soek. Mens kry dit met moeite, né? Jy moet maar gaan soek. Het iemand al by Woolies bone broth gekry? Ja. Ek het ekskuus tog Marlies, ek het gesien die bone broth en my man het nogal die perd opgestaal en vir my gaan koop by Woolies van dit. Okay. Ek het gedink die pakkie lyk groter. Dit is 'n ou klein pakkie en hy's R43. Maar hy het seldery in. En ek dink daar's nog iets verbode in, so hy staan nou in my kas. Ek dink die pad is maar om die resep wat op die groepie geplaas was te volg en jy weet Erik het 'n bone broth wat hy ek weet nie of almal hom gesien het nie, maar Erik het 'n bone broth. As jy hom weer sien Renay, deel hom net gou weer met ons almal, dan het ons hom weer almal, want dit is vir die wat kan sien. Ek moet sê ek is een van daai ouens, ek hou van om in 'n pakkie te kry iewerster, want om dit 'n hele aftreksel ding te gaan maak, ek weet nie of dit in my lewe gaan gebeur nie. Maar anderster by van die gesondheidswinkels, as jy iewers verby loop, gaan loer net in en lees maar sy bestanddele. Want dit is soms lekker, veral nou dat dit so koelerig voel, is dit lekker om te voel of jy 'n bietjie lekker sop drink en dis ietsie anderster. Miskien 'n ander snack tussendeur. Ek het by my health shop ook gekry en dis in sulke gevriesde pakkies. Hulle kom nou ook in sulke klein pakkies. Maar dit lyk my, ek vind dit is nogal baie sterk as dit so klein pakkie is. So wat ek doen is ek gooi so 'n bietjie ekstra kookwater by om dit 'n bietjie dunner en bietjie minder sterk te maak, amper wil ek sê. Jy weet so. Okay, so hy's meer gekonsentreerd. Ek sal definitief, ek het eintlik glad nie gedink die gesondheidswinkel sal dit aanhou nie, maar ek sal kyk in 'n gevriesde afdeling Renay, hulle het soms in die vrieskaste het hulle van dit, ja. Ek sal beslis dit doen. Ja. Okay, en dan die laaste ding wil ek net gou gesê oor die metings, ja, afmetings, so well done. En maar ek wil vir julle sê, ek weet Erik het gesê hierdie is 'n goeie tyd om te meet. Ek dink die beste tyd is na spring. So ek dink gee jouself 'n bietjie kans, dit hoef nie nou dadelik te gebeur nie, want daar's soveel veranderinge wat nou gaan gebeur. Dat ek dink as 'n mens nou gaan meet en weeg, gaan jy dalk, dis daai kortisol ding, jy verwag dalk iets en dalk sê die skaal nie dit nie, maar eintlik is daar so baie aan die gebeur. En dit is 'n proses hierdie, so moenie te veel stres oor al die metings en die goeders right now nie, ek sal nie te veel daaroor bekommer nie. Okay. Maar Elise, en dan net sommer 'n lekker tee wat ek al baie keer gekoop het, in elk geval is dit, by Woolworths is daar 'n ginger en turmeric. Dis een van my gunstelinge, hy is heerlik, ja, hy's regtig lekker. Hy's sterk en hy's lekker en hy het niks suiker nodig nie en hy het al die goeie goed in. Dis 'n baie goeie. Ek sal 'n bietjie 'n foto van hom gaan opsit. Goeie idee. Dankie. En almal van julle, as julle 'n lekker tee kry, deel met ons. Dis hoe ek by my eerste tee was die Woolies se chai tee, want ek het 'n vreeslike soettand en dis die enigste ding wat soet genoeg was en nie suiker nodig gehad het nie. So hy is een van my gunstelinge. Franshouding is die slegste ding in die hele wêreld. So ja, vir die een ou is dit lekker, vir die ander ou is dit aaklig, maar ons sal iets kry. Ons sal aanhou tot almal iets kry wat hulle van hou. Dankie Sue. Lekker dinge, interessante dinge. Dankie Marlies. Wie is volgende? Rooibos en heuning. Ja, rooibos en heuning is fyn. Nico, maar vir nou is die heuning 'n bietjie af. Okay, so net vir die volgende rukkie wil ons sonder die heuning doen, want jou lyf gaan sê dis 'n suiker en dis te soet en hy gaan ophou vet verbrand en dadelik heuning toe gaan. So ons gaan terugkom by heuning, net nie vir nou nie. Jy weet dat heuning is goed ook vir 'n maag, né? Hy is goed vir 'n maag, hy is net nie goed vir vet verbrand nie. So ja, ons gaan definitief, ek dink heuning is 'n langer termyn opsie wat fantasties is, definitief. Ja, skes met die maagstorie, dis die eerste prioriteit om te fix. Ja, ek stem met jou saam. Dis soos wat ek gesê het toe jy Kaap toe ry, dis belangriker dat jy wakker daar aankom as wat jy jou een koffie mis. Daar's prioriteite, piekfyn. Terwyl jy nou unmuted is, wil jy sommer met ons gesels oor die res. Jy het al 'n bietjie gesels, maar is daar nog iets wat jy wou bysit? Jou wins en so aan?
nie veel nie. Ek bly by die goed wat die keuses wat 'n mens maak. Ek het wel die Hunter ene gekies na die aand, maar ek het nog nie veel tyd gehad om na al die goed te kyk nie. En ek sal ook goed dink daaroor of ek myself met vleisvol verstop en of ek saam met dit al die midroute wil vat met die plante en die vleisene. Ja, onthou daar's nie Um, reg of verkeerd nie, is wat reg is vir jou. Ek sal baie verbaas wees as jy die hunterspring doen, want jy het van die begin af gesê jy hou van die ligte gevoel wat plante vir jou gee. So moenie voel dat jy daarby bly nie. Dis regtig nie 'n krisis nie. Maar Ons kan vir jou die inligting aanstuur wat jy nodig het. You do what you need to do. ja, en so ja, daar's sekere goed. Die hoeveelheid koffie wat ek drink is net in die oggend. So ek Okay, drink nog wow. koffie, maar ek skakel oor na iets soos rooibos tee toe in die middag aand of verkieslik in die aand. Doen dit iets meer beter aan die slaap nog nie, maar ek het ander goed wat my beïnvloed genaamd werk Ja, ja, en ja. politiek by die werk en sulke goeters, maar ja wat, anderste ons gaan aan. En natuurlik die prysstorie en wanneer jy in 'n ander omgewing is, jy weet soos die koskeuses, jy is gelimiteerd tot die opsies wat vir jou op die tafel is. Ja. So weet jy kan nie te veel micromanage op die goeders wat jy doen nie, want jy besit nie die kombuis en die keuses wat vir jou gegee word nie. Maar nog steeds binne en dit is daar goeie opsies om na te kan kyk. Selfs binne in die So, beperkte opsies is daar goed wat vir jou kan werk. Okay. Okay. Dis great. En sê vir enigiets wat jy voel as wins, enigiets wat aan die beweeg is vir jou in 'n positiewe rigting? Nee, iets wat uitstaan op die oomblik nie, Maries. Weet ek dink die ding dat 'n mens goed bly voel. Weet jy voel dit ook in jou klere. Okay. Ek was na die aand vir die eerste keer in 'n gym by die hotel gewees. So dit het nogal goed gegaan. Bietjie gesukkel om my klere droog te kry. Weet in planne te maak, maar ja, andersins Indrukwekkend. Well done. Sure. ja, Okay. dit gaan aan. Ja, dis daai Sal- klein goedjies. Jy weet regtig maar net ons moet in tune raak met hoe ons lywe voel. Wat voel dit? Hoe voel dit in my klere? Hoe voel my energievlakke? Ek dink die slaap ding vat soms 'n bietjie langer om aan te pas, maar ja, jy is besig om soveel dinge te doen en aan te werk. So ek dink dis uitstekend. En ja, dat jy doen wat jy kan met wat jy het, is vir my in elk geval al amazing. So dis wonderlik om dit te hoor. Sterkte. Ja, Ons sien jou so een van die dit is- dae hierso. Dankie. Yes. Okay. Right. Wie is volgende? Ek weet nie of Rwanda ons eers wil ons hoop nog bietjie moed kan inpraat nie. Kadel, gesels gerus. Okay, so hierdie week ek's nog steeds upset oor my raspberries. Hulle het net 12 gram. Wat carbs in vir 100 gram raspberries, maar toe ons sal terugkom na hulle toe. Maar ek het my raspberry breakfast geëet. Ek het vanaand 'n ding bymekaar gaan sit en ek het daai plant-based yoghurt weer gaan koop. En dit is wat coconut. So ek het daarvan gemaak met die chia seeds. Want ek sukkel met die ontbyt. Ek sou regtig nie lus om spinasie vir ontbyt te eet nie. Ek kan nog 'n mushroom doen, maar spinasie klink soos middagete. So ek het vanaand die chia seeds met die plant-based coconut gemeng en gemaak.
en van die nut butter daarin gegooi en die almond milk. So kom ons kyk môre hoe proe dit. Daar's nie suiker of ander goed in nie, want dan het ek darm iets wat ek aan kan kou. En dan ek het weer die groensop wat ek vir julle op die groep gegooi het. Ek is baie bly om te sê hy's 'n baie legal sop. Asperges, broccoli en kuil is alles op die goeie lys. En ek het hom weer gehad en paar porsies gevries en dis 'n baie lekker sop. Ek geniet hom. En verder is vanaand wat ek gemaak het was tofu met ek weet nog steeds nie of tofu lekker is nie. Dit is smaakloos. Maar daar was genoeg ander goed in om die tofu so bietjie te moes net imagine is feta, dan sê jy okay. Ja. En ja, so dit gaan goed. Ek het nie cravings of die alkalizer en daai goed nie, ek gaan aan. Dis big fyn. Okay, en sê vir my, is daar enige wins wat jy voel so ver? Ja, my klere, ons sal vir Suresh moet gaan kuier. Hey! My klere sit so 'n bietjie los. Dis baie cool. Dis baie cool. Want ek moet sê dis vir my so interessant. Kyk, dis hoe ek altyd van die begin af gesê, daar's 'n wild fit vir elkeen en elkeen sal nou al kan kla hoor, elkeen sin is verskillend. En party se werk vir hulle spesifiek omdat hulle daai een gekies het en party se werk vir hulle omdat hulle 'n rede het vir dit. So ek weet baie van julle wat hunters gekies het dit gekies spesifiek want dit is dit spreek julle inflammasie aan. En vir die ander ouens wat tradisioneel gekies het, dit werk vir julle want julle daai verskeidenheid nodig. So dit is fantasties. Doen wat jy moet doen. Kry daai diversiteit, ek dink die groot ding is as jy begin werk met verveling, is regtig om te kyk na of jy nou groente insit of jy net vleis en hoender en eiers en so aan doen. Maak seker dat die tekstuur afwissel. Dat jy regtig goed doen wat verskillende tekstuur aan jou bied. Dat jy die kleure afwissel. Ek het gister toe ek gou by Woolies ingestorm het ek regtig met ander oë na vleis gekyk en sê wat kan ek doen wat net vir my anders voel of anders lyk as wat ek al gewoond is. Dat ek ook net nie verveeld raak nie. So daai wat ons gister geëet het, ons het 'n sosiatiestokkie gemaak. Ek het 'n sosiatiestokkie gehad met calamari stukkies en was dit chorizo? Nee, dit was net so iets totaal anderster gewees. Ja, dit was miskien nie die perfekte keuse nie, maar dit was so na as wat ons kan en dit was regtig iets anderster gewees. Dit was lekker. Romanda, ietsie wat jy nog wil bysit vir ons? Voel jy 'n bietjie meer gemotiveerd vanaand na die hele storie? Ons het maar almal ons issues, soos jy kan hoor. Maar ek voel bietjie weer gemotiveerd. Ek kry die water reg. Ek het die koffie opgegee. Wat? Wow. Op die stadium gaan. Ja. Maar ek sal nou net weer inklim. Ten spyte van alles wat ek geproe het en moet proe, sal ek weer begin vasbyt en net weer fokus op dit wat ek in my mond sit. Okay, so ek dink die belangrikste vir jou is Romanda, die springtrek wat jy kies is regtig een van 2 of 3 opsies. En as jy sê ek hou van vleis, dan is die gatherer opsie nie vir jou nie. Die oomblik as jy sê ek het groente nodig, maar nie net vleis nie, dan is jou traditional spring waarskynlik die opsie. En as jy die oomblik as jy sê ek wil fokus op inflammasie en gewig, dan is hunters moeiliker, maar waarskynlik die opsie. So dis een van daai 3. Die belangrikste is dat ons regtig alle suiker en alle vrugte los vir nou. Dis eintlik die hoofding. En die res gaan sy ding doen, maar as ek weet jy het eers 'n bietjie tyd nodig om by Elsy te kom, wanneer jy tyd gehad het of wanneer jy vra vir my, as jy nie eens alles gelees kry nie, ek kan short circuit that, jy kan net vir my sê, gee my die kort antwoord, dis maklik genoeg. Ja, en vat net elke dag, kyk of jy elke dag, hoe was die dag vir jou? Moenie te ver vooruit dink nie. Doen klein bietjies op 'n slag. Okay, julle, ek sien ons tyd is alweer klaar. Dit was so lekker om van julle almal te hoor. Voor ons gaan, is daar enige ander vrae, enigiets anders wat ek mee kan help? Marlies, ek wil net by jou hoor. Ek weet ons loop net die ding vooruit nie en julle
bly vir ons sê trust proses. Hierdie is nou die volgende fase wat ons nou doen. Mag ek weet hoe lank hy is? Weet ons nie hoe lank hy is nie. Is daar, ek wil net weet, ja, miskien. As Erik het vir jou gesê, dan het jy die antwoord. Anders weet ek ook nie. En kan ek vir jou sê, dit is letterlik trust the process, want jy moenie te veel hierdie ding vooruitdink nie. Kyk net waarmee jy nou besig is. Volgende week sal vir homself sorg. Okay. Ja, ek vertrou jou. Hy het gesê, jy moet die spring doen vir ten minste 2 weke. Ja, kyk, dis baie belangrik. Dit is een ding wat Erik het klaar gesê, so dit kan ek rustig met julle deel. Dit gaan definitief net 'n week wees nie, want jou liggaam moet eers gewoond raak aan hierdie verandering. En eers as hy gewoond raak aan die verandering, gaan hy met die prosesse kan begin. So definitief. Maar wat nog bykom volgende week, dit gaan ons môreoggend as ons video's hoor, sal ek ook hoor. Ek luister nie die video's vooruit nie, by the way. Ek het hierdie ding 'n jaar terug gedoen, so ek kan ook nie alles onthou nie. So ek het vir Frans al gesê ek gaan niks vooruitloop nie. Ek gaan dit saam met julle belewe. Dis my die lekkerste en ek is verskriklik nuuskierig. Ek is die eerste ou as my oë oop gaan Vrydagoggend en sê ek gaan video gaan luister, dat ek hoor wat almal mee gaan moet deel. Maar dit sluit myself in. Maar nee, definitief sal ons aangaan met spring nog vir 'n week. Dis belangrik want jou liggaam het tyd nodig om deur daai dinge te gaan. Maar is als goeie dinge, we'll get there. Ja. Okay. Dit is 100%. Sorry, as ek meer as dit vir jou kan sê nie, Renay. Nie eers as jy my betaal nie, want ek weet eintlik ook nie regtig nie, hoor. Ek dink die een ding net vir Rwanda en soos Nico hierdie week, as dit moeilik is, ek dink hou net aan met die gesond of die goeie keuses maak. En as jy nie kan nie, wel, dis net een van daai dinge. En dan doen jy dit wanneer jy die tyd het of die geleenthede beter is om dit te doen. So as Nico terugkom Saterdag, gaan hy 'n surprise kry. Dan gaan nie meer minstens wees nie. Maar dis daai as dit die situasie is, dan deel jy daarmee. Jy maak nog steeds keuses op jou bord. Dit gaan dalk nie die perfekte keuses wees nie, maar dit is fyn. En dan as jy by 'n dag kom wat jy dit beter kan doen, dan doen jy dit beter. Ja, ek sal beslis bietjie meer konsentreer. Ja, een dag op 'n slag. Ons hou van jou gesiggie. Ons hou van jou gesiggie. Een dag op 'n slag. En ek het vir Amanda vroeër vandag gesê, weet dis 'n jaar later en ek gaan weer deur Wildfit. Sue is hoeveel jaar later? Dis wanneer het jy dit die eerste keer gedoen? 2023. 2023, soos 3 jaar later en sy doen dit weer. Hierdie is 'n ding vir ons lewens. Dis 'n ding wat definitief, die wat al gedoen het ons lewens totaal verander. Doen ons dit perfek? Nee, ons leer nog elke dag en ons gaan elke dag 'n bietjie bysit, maar ons is soveel verder as waar ons begin het. En dis die beauty van Wildfit. So, ja. Ons gaan dit vier soos wat ons aangaan. Dankie julle almal. Ek hoop julle het 'n besonderse week. Sterkte met die volgende week van spring. Ek sien uit na môreoggend en asseblief deel gerus met my wat julle op die groep wil. Baie dankie vir die wat klaar, Adel, ek sien julle linke deurgekom en ek sien Nico, daar's iets van jou af ook, so ek is nuuskierig om te gaan lees. Baie dankie. Dis baie lekker. Mooi bly. Julle. Bye. Dankie julle. Totsiens. Lekker aan. Tata.